Môre julle kuier vanoggend hierso saam Lisel van Sail en jy luister na Tussen Koffie en Genade. Vanaand is ou Kersaand en dit beteken geskenkies, musiek, familie en 'n lekker gelag. Dit is seker een van die mooiste tye van die jaar. En dit is presies hierso waar ons familietradisies het en soveel mooi herinneringe kan skep. En dit is ook hierso waar ons kan dankie sê vir alles wat ons hierdie jaar gehad het en vir mekaar net dankie sê vir wat elkeen vir ons beteken het. Soos ons laasweek gepraat het, is dit so belangrik om intentioneel die mooi te skep en elke oomblik ten volle te lewe en saam te kan celebrate. So vir oggend het ek 'n paar gaste hierso. Môre julle. Môre Lisel. Soos julle kan hoor, ons is 'n klomp vrouens, ons gaan so lekker saam kuier en ons gaan 'n bietjie praat oor Kersfees en hoe om dit spesiaal te maak. So ek wil julle net gou-gou 'n bietjie voorstel. So eers is ons vir Jackie. Hallo ou Lisel en luisteraars, ek is Jackie Rappert, ek is 'n vrou vir my man vir al so 19 jaar, 'n mamma vir my 2 seuns, Victor en Haino, hallo julle. En ek is gelukkig om met prentjies te werk vir 'n lewe, ek's 'n grafiese ontwerper, net so in kort. O, lekker. Nadia, vertel ons 'n bietjie meer oor jou. Hallo Lisel, hallo luisteraars. Ek is Nadia Pretorius. Ek het 2 seuns wat my besig hou elke liewe dag en 'n man. Ek het 'n agtergrond in sielkunde en ek het bietjie psigometrie gedoen in my jonger dae. Toe ek het ek die skoene opgehang en ek het 'n voltydse mamma geword en ek help my man bietjie ook in sy besigheid, so ek doen al die administratiewe werk. Baie welkom hier so Nadia en laastens het ons vir Lizzie. Hallo julle, ek is Elisabeth Dreyer. Ek is 'n enkellopende geskeide vrou met 2 pragtige kinders en ek werk tans in hoër onderwys vir Stadio School of Fashion, so ek leer die volgende generasie in die mode-industrie. En nou verstaan julle hoekom het ek hierdie 3 dames gekies, want hulle is kreatief en hulle is lewendig en daar's soveel wat ons ook by hulle kan leer. So ons het nou die afgelope tyd 'n bietjie gepraat oor ware geluk en hoe dit jou verhoudings beïnvloed. So vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor Kersdag en hoe jy ook intentioneel vandag moet fokus op dit wat mooi is en mooi verhoudings te bou vir volgende jaar. So kom ons vat net gou-gou 'n breek, gaan kry vir jou 'n lekker koppie koffie en miskien 'n paai. Wat eet mens op Kersdag? Julle mintpaai. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Soos ek gesê het, ons kuier vanoggend lekker saam en ons gaan 'n bietjie gesels oor die mooi van vandag. So Jackie, wat maak Kersfees vir jou spesiaal? Lisel, dis vir my 'n wonderlike tyd van die jaar, vir my en my gesin. Dis 'n geleentheid om ons geloof en ons dankbaarheid en ons perspektief wat ons op Jesus se geboorte het, wanneer dit ook al was. Dit maak nou glad nie vir my en my gesin saak nie. Maar om deel daaraan te hê en om dit saam te vier. Kersfees is vir my meer as net 'n seisoen van liggies, geskenke en kos. Dit is 'n absolute herinnering aan die grootste liefdesdaad wat in die geskiedenis gebeur het. Die oomblik wat God 100% vir ons mens geword het. Dis 'n tyd van gee en hier is my klem nie noodwendig op geskenke nie. Ons kan ons liefde en ons tyd en vergifnis en ons vrede gee in hierdie seisoen. Is so waar. Nadia, vir julle, wat sou jy sê maak Kersfees vir julle spesiaal? Lisel, ek dink die samesyn om jou kosbare mense saam met jou te hê, om familie te hê, om saam die geboorte van Jesus te vier, dink ek is definitief vir my van die spesiaalste tyd om lekker saam te lag en saam te eet en net in vrede en in geluk saam met mekaar te wees. Ja. En vir jou, Lizzie? Ek wil aansluit by Nadia om te sê dis definitief vir my persoonlik is dit definitief ook familie en die tyd wat ons saam spandeer en die klem lê definitief op lewe en die viering van lewe. Want deur die lewe van Jesus wat gebore is hy ook vir ons gesterf. So vir my is dit om die wat naby ons is en by ons is en die familietyd te spandeer om lewe te celebrate.
En dit is nou so spesiaal aan vanaand ook, is om al hierdie mooi saam te deel, nê? Maar baie keer mis ons die mooi reg voor ons, want ons is so gestres. En ek sê altyd, worry is net 'n waste of time, want dit steel letterlik net jou vreugde. En dan mis jy die mooi en die gelag en net die lekker wees. Ek weet een Kersfees, toe sê Danel nee, sy wil nou 'n gingerbread, of nee, hierdie huisies bou, nê? En ek het die hele kit vir haar gekoop, en dis hierdie storie, en ons versier hom, en nou moet Boeta help, nou hou ons die ding so vas. En ek weet nie wat gebeur nie, en daar val die een kant om, en hy breek in 20 stukke, en dis 'n gehuil, en alles. Ek sê, ag nee, wat? Nou sit ons die huisie so skeef, nou lyk dit soos hierdie banktop. Dan dink ek, weet jy wat, mense, dis eintlik baie so simbolies, so jy altyd hierdie illusie het, of hierdie idee het, van dis hoe Kersfees moet wees, en dan probeer mense dink, en dan kom jy agter, die werk nie. 'n ander keer, ek het so gelag, dog ek nee, ons is op my familie, my boetie se plaas gewees, en ek dog toe nee, lanterns is 'n baie oulike idee, nê. Nou soek ons hierdie oop stuk veld, en is daar in die Vrystaat, en dit is as eintlik, jy moet eintlik wind hê, en eers is dit windstil, en toe ons uiteindelik, wind kry, hier gaan hierdie lanterns op, en toe ons weer sien, toe staan 'n bos. En een van hierdie lanterns is reg daar in die bos, maar ag julle, maar dan op die ou en dan onthou jy die simpel goed wat gebeur het, nê? So, ja, Nadia, vertel my 'n bietjie van daai oomblikke wat jy al beleef het in die verlede. Lizal, ek moet sê ek was gelukkig in die sin van dat ons nog altyd dit was vir my lekker, veral toe ons jonger was, toe ons nog self kinder was dit vir my baie lekker. Ons het altyd, was altyd iemand met 'n cricketbat, want ons was my pa se familie veral was 'n groot familie. So was altyd iemand met 'n bal of 'n cricketbat. Ons het almal altyd lekker saam gespeel. So ja, en dit was vir my altyd kosbaar om dit te onthou, en om dit te beleef. Daar was gelukkig nooit snaakse goed wat reg gebeur het nie. Hier en daar was daar iemand wat so 'n bietjie kwaai geraak het, maar oor die algemeen het ek baie goeie herinneringe oor Kersfees, en selfs vandag nog die lekker saamkuier en so, was altyd heel lekker. Ja, dit is lekker as mens lekker mense ook om mense het. En julle, Lizzie? Ja, by ons moet ek ook sê, ek kan nou nie dadelik dink aan iets wat ek kan sê wat nou 'n vreeslike snaakse storie is, en wat ek kan wel sê is, daar's baie keer 'n idee in jou kop, wat jy het oor wie almal aan jou Kerstafel gaan sit. En dan baie keer is daar ongenooides wat om die tafel kom sit, en dit gooi 'n mens se hele appelkar om. Ja. En hoe jy baie keer maar net moet sê, okay, nou gaan go with the flow, en jy maak dit werk, want Kersfees gaan ook om jou tafel dalk groter te maak, en plek te maak, en as die persoon ongenooi daar aankom, dan beteken dit hulle wou seker baie graag wees. Julle is baie spesiaal vir hulle. En Jackie, daar by julle? Ons is ook regtig baie bevoorreg met gesellige Kersfeestye gewees, om die familie, daardie dae, as ek nou terugdink na my jonger kinderdae meer, was die meerderheid van ons familie nog in Pretoria, so die Kersfeeste was groter geweest. Daar was niggies en neefies en ooms en tannies, maar ek onthou daarom nie drama nie, en ek het net gemis het, maar die kerstafels, het gedreun gewoonlik onder die kos. Maar as ek tog terugdink na my jonger getroude dae, het ek altyd gevoel, ons Kerstafel steek af. Dit is nie prentjie mooi soos uit 'n tydskrif of uit 'n winkel, daai tafels wat jy so gedek sien met die goud en die silwer wat prominent uitstaan. Of ons boom het vir my nie perfek gelyk nie. Ons maar as ek nou vandag terugdink, dit het altyd gegaan oor meer as wat mens met die oog kon sien. Daar was altyd liefde en saam wees. En dit is wat belangrik is. Ek weet ook vandag baie beter om beheer te laat gaan. Harde lesse geleer. My gesin en my familie net toe te laat om mens te wees en net liefde te kies. Selfs al lyk jou Kerstafel of jou boom of jou geskenk in die picture perfect nie. En weet jy wat, dis so 'n belangrike ding wat jy
dit nou aanraak hier, nê? Want jy koop daai tydskrif, nê? Nou die dag was ek nou daar in 'n winkel en ek mag nou nie die winkelsnaam sê nie, maar jene, die mooiste Kersversierings. Ek kon myself nie help, ek kon nie myself inhou nie. En dan kry jy die boom en jy kry hierdie boek van hulle en dis al hierdie idees van hoe hierdie plek moet lyk. Maar jou huis lyk nooit op die ou en dis so nie, want mens moet nie daar hoë expectations op die ou en nie, want baie keer is daai die onnodige drama wat dit net soveel moeiliker maak. Absoluut. So kom ons praat 'n bietjie oor oulike tradisies wat julle nou al opgebou het. Lizzie, met julle Kersfees. Maar een van my gunsteling tradisies is dat ek is baie gelukkig dat ek 'n sussie het met 'n verskriklike mooi stem. Okay. My ouer sussie het verskriklike mooi stem. So ons is nogal sy het eintlik die tradisie begin en ek het dit by haar oorgeneem waar as ons Kersbome begin versier, dan luister ons altyd Kersmusiek en sing terwyl ons die Kersbome versier. En toe begin ons so ou Kersaande wat vanaand is, altyd ou tradisionele ons lekkerste Kersliedjies te sing as familie. En dit is my regtig baie spesiaal. En dan natuurlik wat aansluit by daai groot kostafel is daai leftover broodjies met daai leftover skaapbout wat jy met die soet mosterd eet. So vir enige iemand wat môre 'n oormaat van skaapbout gaan oor hê of selfs gammon, daai met die soet mosterd is 'n treffer vir 'n laatmiddag snackie. Dis 'n oulike idee. En julle Jackie, wat se oulike tradisies het julle? Ag, familietyd en gesin. Ons gesin en 'n stukkie van die groter familie, as ek dit nou so kan noem, is gewoonlik saam. Ons was absoluut bevoorreg om die afgelope paar jaar by my sussie hulle Kersfees te vier by die see. En DV hierdie jaar maak ons weer so. Ons sien baie uit. Maar ja, dit gaan vir ons, soos wat ek ook nou nog gesê het, nie regtig oor geskenke nie. Die saamwees is belangrik, die saam beplan en kos maak, want ons almal is nou met vakansie en dit is net 'n wonderlike tyd om tyd saam te spandeer. Die neefies geniet mekaar, die niggetjie. Die kinders elke jaar gee ons vir hulle geldjie, hulle trek 'n naam en hulle koop onder mekaar vir mekaar geskenke. Ietsie spesiaals. En verder gaan dit net oor saam kos maak en tyd saam spandeer en heerlik saam eet en die dag saam te geniet. En natuurlik lees ons die geboorteverhaal van Jesus ook elke jaar. Dit is net wat ons elke jaar doen. Shoot, dis special. En julle Nadia, wat maak julle? Ek dink eers aan die traaifel, die pudding. So daar's elke jaar 'n traaifel by ons op 'n ligter noot en dan hou ons ook daarvan om kerk toe te gaan op Kersoggend en bietjie tyd daar te spandeer. En dan verder is dit ook net samesyn. So die lekker traaifel en dan ook soos by julle Jackie, die kindertjies kry ook hulle geskenkies, want dit is vir hulle tog so, hulle is so opgewonde daaroor. So ons koop vir die kindertjies elkeen 'n geskenkie en hulle is in ekstase en geniet die oopmaak en wys en al die soen en drukkies en dankies. So ja, net sulke spesiale goed wat ek kan onthou. Ag, dit is altyd so lekker as jy sekere goeders. Ek weet ook toe my kinders kleiner was dit hierdie groot ding van daai kalender, nê? Dan moet ons al in November daai kalenders koop. En party van daai kalenders se chocolates is al so oud hier by die einde. Maar dis nog 'n ding. En dan was dit altyd ook en dit hang seker ook af want ons familie dinamika het so verander omdat ons ek het baie boeties en sissies met baie niggies en neefies. So ons het altyd hierdie groot Pretoria's Kersfees gehad en mense verander ook want die kinders word groter en mense leefstyl so baie van die niggies en neefies is nou al getroud. So ons het nie meer noodwendig daai nie, maar daai was altyd vir my so spesiaal. Die fun wat ons gehad het. Want jy het altyd hierdie een persoon en dit was my boetie wat die hele tyd grappe maak en dat jy hierdie geskenke wat jy uitdeel en dan hou ons karaoke en dan lag ons vir hierdie ene. En weet julle wat? En dis dalk nie elke jaar dieselfde nie, maar dis ook belangrik om
elke jaar iets moois te skep en ook dan te sê, luister, want baie keer het mense hier verwagting, dit moet nou weer so werk en so. En net dit te geniet ook en te sê, wat 'n nuwe tradisies gaan ons nou hierdie jaar doen, né? So ja, dit is so spesiaal, maar weer eens, en dis wat jy ook nou nog genoem het, Jackie, om my fokus te hou, ook waaroor gaan dit? Ja, dit gaan oor om by mekaar uit te kom, maar ook net die dankbaarheid, net om weer te besef. En soos ons sê, ons weet Jesus is seker nie in Desember gebore nie, maar tog, we want to celebrate him. Waar ook al ons die geleentheid kry. En dit is my so mooi as jy kyk en die mense se fokus is nie noodwendig op Kersfees Vader nie, maar hulle fokus op Jesus en op dit wat hy doen. Of dan is dit altyd mooi. Ons gaan gou weer 'n breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie verder praat oor verskillende elemente wat ons moet onthou as ons so bymekaar kom oor Kersfees en ook net weer beginsels as dit kom by ware geluk. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle, ons kuier nou baie lekker en ons gaan nou 'n bietjie praat oor hoe jy jouself sien en dit wat jy oor jouself praat, want ons moet ook onthou, voordat ons nou so by mekaar kom en ons is by familie, die klomp mense is by mekaar, elkeen het sy eie siening en hoe jy jouself sien en hoe jy oor jouself voel, gaan 'n definitiewe invloed hê en baie keer is dit ook hoekom daar dan moeilike mense is, as mense oor Kersfees is, want sommige kere is daar hardkoppigheid of selfsug. Soos jy oor jouself voel, jy gaan definitief 'n invloed hê, hoe jy die mense om jou gaan hanteer. Soos as jy byvoorbeeld nog bietjie sukkel met insecurities of verwerping, of daar sekere goed wat gebeur het tussen die boeties en die sissies. Baie keer het mense filter, hoe jy voel, hoe hulle jou hanteer het, hoe jy byvoorbeeld klein was, of jy het byvoorbeeld die een boetie is baie sterker persoonlikheid, die een sussie is meer stiller, en dan kan die een miskien voel, luister, maar die ene wil die hele tyd die show run, of jy kry weer, dat dit voel of mense die hele tyd probeer, hulle self bewys, en al hierdie dinge is so onnodig, en die duiwel wil partymal hierdie goetertjies, wat ons so saam met ons dra van vorige jare, en sere, en teleurstellings, en hoe ons nog, ek is nog kwaad vir my boetie, want hy het laas dit vir my gesê, ek is kwaad vir my sussie, want sy het my laaste sjokoladekoek geëet, of wat ook al dit kan wees. Die vyand wil hierdie goed gebruik om onenigheid te skep in ons verhoudings. Maar hoor net hoe mooi sê Romeine 12 vers 21 vir ons. Do not let yourself be overcome by evil, but overcome and master evil with good. Lisel, ons kan so vereenselwig met wat jy nou hier genoem het, veral rondom 'n tyd soos hierdie waar ons nou is en waar ons self bevind tussen vriende en familie. Jy het nou vinnig gepraat oor die onenigheid wat gesaai word en baie keer is daar vooropgestelde idees of negatiewe gedagtes wat in ons koppe is nog lank voor die Kersfeespartytjie eintlik aangebreek het. Dit raak vir my aan geestelike oorlogvoering waaroor ek gou ietsie wil sê en dan later net by jou identiteit in Christus uitkom. Ons moet onthou, die vyand se strategie is altyd verdeeldheid. Ons om broers en susters en vriende en selfs families teen mekaar op te maak. Want hy weet, 'n verdeelde liggaam is juis 'n swak liggaam. In Markus 3 sê Jesus, waar daar 'n onderlinge stryd in 'n huisgesin heers, kan daardie huisgesin dit nie oorleef nie. So ons moet regtig waar uitkyk vir hierdie ouetjie, die vader van die leuns. Hy saai wantroue tussen familielede, hy maak mense gedagtes dink, waar jy wil gaan na twyfel oor jouself en dit wat jy gedoen het, of jou tafel, of jou boom, of jou geskenke, of wat ook al, en waar jy uiteindelik selfverdediging kweek, in jou kop gaan hierdie geveg aan, jy is op die ou einde, jy het nog nie eens by die partytjie opgedaag nie, maar jy is al op selfverdediging, en hy gebruik ons emosionele wonde as 'n teken om ons te wil laat reageer. En dan herinner ek myself gewoonlik, as ek in so 'n situasie kom,
ons het 'n verantwoordelikheid. 2 Korintiërs 10 vers 5 praat ons oor die gedagtes dat ons moet vasvang en gelyk moet maak of gehoorsaam moet maak aan Christus. En hier wil ek noem, dit is die sleutel, want onenigheid begin nie noodwendig by dit wat gebeur rondom 'n familiekuier of 'n Kersaand nie. Maar het al reeds in ons gedagtes begin. En ja, as ons net uit ons seer uit optree, dan projekteer ons dit op ander, daai verwerkte pyn, en dan voel ons juis, as ek byvoorbeeld voel, my huis en my kerstafel is nie goed genoeg nie, dan kan ek nogal aanstoot neem en ander mense afmaak, of myself onttrek uit kuiertjies uit, of gesprekke of verhoudings, en dit is juist die lekker gedeelte van Kersfees, daai saamwees, waar jy later gaan spyt wees. So ek het nou genoem, ek wou ietsie sê oor identiteit ook, want dit raak vir my daaraan, maar wanneer ons verstaan wie ons is in Christus, dan verander dit alles vir onsself. Want ons weet dan, ons is deur hom aanvaar, geliefd en vergewe, en vanuit so 'n identiteit kan ons dan ander se swakhede met meer genade hanteer, en minder reaktief wees, of minder te wil reageer, en liefdeheid op die ou einde bo die oordeel kies. O, dis so waar. Weet jy, en dit is juist hier waar ons ook baie keer intentioneel in die opposite spirit moet optree, nie? Want die duiwel wil kom en sê, maar byvoorbeeld ek was die jongste in ons familie, en toe ek kleiner was, het jy dit gevoel, ek het nie sê nie, en ek kry nie gepraat nie, en boeties en sissies luister nie vir klein Sally nie, en ek was deur dit gewerk het, nie? En later toe ek net agtergekom, weet jy wat, ek hoef vir niemand niks te bewys nie. En dan hoe die duiwel partymal so sulke simpel goed jou laat op fokus, dat jy nie agterkom, maar luister, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor, hoe gaan dit met daai ene, hoe gaan dit met Boetie, hoe gaan dit met Sissie, en mekaar se harte uit te kom, en ons moet ook onthou, nie almal is op dieselfde emosionele en geestelike vlak waar mens is nie, en dis partymal wanneer mense ook dan voel, jy raak offended oor goed, wat so onnodig is nie. En of jy dalk 'n verwagting, soos baie keer dat ons hierdie game, dan moet jy nou geskenkie kies, en dan sit nou nie wat jy wou gehad het nie, en daai net nou mooier geskenkie as ek, nee, dan weer eens, is dit daai ding, dan mis ons dit weer. Maar in Spreuke, sê dit vir ons so mooi, Spreuke 13 vers 3, en ek gaan vir ons lees in die Amplify. He who guards his mouth keeps his life, but he who open wide his lips comes to ruins. En dit is baie keer ook waar mens net praat, want jy is ongelukkig oor iets, en jy sê net wat jy dink, en dit kan soveel skade veroorsaak. En soms is dit net beter om net stil te bly en weg te loop. Lisel, daai is nou regtig 'n groot aspek in my lewe, en ek is heidaglik 44, kan ek sê, ek's nou in double digits. Maar ek kan sê, dit is iets wat ek nog altyd mee gesukkel het. Ek het as jong kind nog altyd baie gepraat, en ek het die voorreg om daarom baie met studente te praat, so ek moet elke dag baie praat, maar ek dink definitief oor Kerstyd word mens weer herinner, veral wanneer jy tyd saam met jou familie en naaste spandeer, dat jy regtig guard your mouth. Dit is vir my iets wat ek moes inoefen het, so as daar ander mense is wat met my kan resoneer, dat 'n mens vinnig is om ietsie te sê, is dit iets wat mens wel kan aanleer. Vir my is dit ook om te dink aan die mag van die tong. Shoot, is so En soos wat mens negativiteit kan spreek, kan jy ook positiwiteit spreek en lewe spreek. Maar die feit dat jy moet stil raak vir die voete van die Here, as daar iets jou pla met een van jou familielede, veral nou oor Kersfees, ons is baie keer lig geraak, soos jy sê self, maar dat mens moet seker maak dat jy stil word en regtig eers dink voor jy praat. Daai dink voor jy praat is iets waarmee ek persoonlik nog steeds aan die werk is. Sjoe. En weet jy, Lizzie, dit is so waar, want baie keer is dit, jy so in 'n oomblik en jy sien dit net wat reg vir jou is, maar jy neem nie in ag, dalk het daai persoon was hulle preoccupied, of daai net dalk het nie so bedoel nie, of daai net dit ook nie so bedoel nie, en veral met ons, met familie, want mense is net oop, nê? En jy sê net wat jy dink, en dit is presies daar, dis juist die mense wat ons eintlik
die meeste liefde voor moet wys. En dis hoekom dit so belangrik is, en jy het dit juist nou ook aangespreek, is wat spreek jy oor jouself, en daai self-talk nie, want as jy moet dit eers, soos daai hele beginsel, jy moet eers jouself kan lief hê voordat jy ander mense lief het. So as jy sleg praat oor jouself die hele tyd, ek kan nie, ek gaan nie, en so, dan gaan jy dit oor ander mense ook spreek. En ook in Spreuke, en dit is nou 18 vers 21, ek wil dit gou vir ons lees. Death and life are in the power of the tongue, and they who indulged in it shall eat the fruit of it, for death or life. So dit is nou nie so, wat spreek ek oor myself? Wat spreek ek oor ander mense? Dis letterlik lewe en dood, en baie keer, veral as daar jaloesie is, dan kan mens so lelik praat oor ander, maar eintlik dan kurs jy jouself ook maar. En die volgende versie sê dit vir ons, a man's moral self shall be filled with the fruit of his mouth, and with the consequences of his words, he must be satisfied, whether good or evil. Ja, Lisel, ek moet vir jou sê, vir my is hierdie tweeledig, wat jy gepraat het van die self-talk, of hoe jy met jouself praat, en dan ook die mag van die tong. Ons sê baie keer goed, en ons besef nie wat se impak van iets nie, en dit hou veral met familie, want ek dink mense is so gemaklik met mekaar, en selfs partykeer vriende, dat jy goed daar uitsit, en jy besef nie, jy kan dit terugsit nie. Jy kan dit nie terugvat nie, as die woorde uit is dit uit. Ja. Ek dink aan 'n storieetjie wat ek eendag gesien het van 'n van 'n seentjie en 'n pa, kan nie presies mooi alles onthou nie, maar dan het die pa ietsie leliks vir die kind gesê. En dan elke keer as die kindjie, as hy ietsie leliks het, is dit soos om 'n spyker in 'n muur te sit. En so het die muur vol van spykers geraak, van al die lelike goed wat na die kind se kant toe gekom het. En na 'n ruk het hulle die spykertjies uit die muur begin trek, en daar het die gate gesit. So, dit wys net wat se impak woorde het op 'n mens se lewe, en dat dit werklik, dat mens 'n wag voor jou mond moet sit, en moet dink voor jy praat. En dan wil ek ook weer 'n bietjie teruggaan en praat oor self-talk, om te sê dat dit kan net soveel skade vir jou as individu bring, want dit is jou gedagtes, en dit is hoe jy met jouself praat, en jy gaan naderhand en jy gaan sit sekere etikette om jou nek. En so begin jy die wêreld sien, so begin jy dink oor jouself, en dit beïnvloed hoe jy optree, hoe jy met ander mense praat, jou verhoudings, dit kan jou meer depressief maak. En ek dink dis baie belangrik om te stop en te dink, maar hoe praat ek ook met myself? Praat ek negatief met myself, en hoe gaan ek dit stop? En eerder te sê, ek gaan my denke herformuleer, bietjie positiewe denke insit, en dit oefen. En dan wil ek ook net so bietjie, ek weet nie of julle die liedjie ken van Toby Mac, Speak Life nie. Ek love daai song. Elke nou en dan as ek voel, die woorde en dit, dan gaan ek bietjie terug na daai liedjie toe, en ek sit hom kliphard in my kar as ek ry. Ek wil net so bietjie hierso van sy lirieke uithaal. We can turn our hearts through the words we say. Mountains crumble with every syllable. Hope can live or die. Speak life, speak life. Look into the eyes of the broken-hearted. Watch them come alive. As soon as you speak hope, you speak love, you speak life. En ek dink as mens dit onthou, dat dit wat uit jou mond uitkom, wat is jou doel met dit? Ja. Is dit opbouend? Dit moet hoop gee, dit moet opbouend wees, dit moet liefdevol wees. Dan dink ek, kan jy 'n goeie, lekker Kersfees hê. Ja, want dan bring dit weer terug na die fokus, en hoe het God geskep? Hy het geskep met woorde, ek meen, en data al klaar vir ons gewys, die dinamika van woorde, en hoe belangrik is dit wat mens spreek, en dit is hoekom geen wonder, soveel mense, veral by families, sit met soveel bitterheid en offenses, want waar mens net ligtelik woorde gepraat het. En dit sê vir ons in Spreuke, en dis ook nou in 18, nou wil ek net bietjie teruggaan, ons was nou by 20, ek wil nou by 19 vir ons lees. A brother offended is harder to be won over than a strong city, and their contentiousness separates them
like the bar of a castle. En dit wys dan net baie keer is dit juist as gevolg van 'n offende, dan dra mens hierdie ding saam met mense en mens moet nie dit hê oor Kersfees nie. Ja, nee, Lisel. Die liewe offenses, nê, wat ons so kan vat. Ek dink ons almal kan daarmee vereenselwig. Ons het ons al lelik vasgeloop of ek veral in daai trap. Dit is 'n soos 'n onsigbare valstrik. En ek dink dit begin dikwels om nou aan te sluit op die woorde wat ons so moet oppas om sommer net ligtelik te uiter. Dit begin gewoonlik by iets wat gesê word of verkeerd gehoor word of verstaan word. Jy daai misverstande. Nee, Ja. ietsie kleins wat in so 'n ding kan opbou. Offense is letterlik 'n las wat ons dra of soos ek nou gesê het, 'n valstrik waarna jy kan trap. En wanneer jy dit dra of vat, dis mos nou iets wat jy vat, né? Dan verloor jy jou vrede. Jesus sê in Lukas 17, wel het aan sy disippels gesê, dit is onmoontlik dat dinge wat mense laat struikel nie oor julle pad kom nie. En hy gaan verder, hy sê groot ellende wag agter op hulle, deur wie dit veroorsaak word. So ek wil dit deurtrek nou na hierdie aanstoot of offense tema waarmee ons nou besig is, want dit gaan altyd oor ons pad kom, maar ons het 'n keuse, ons kan kies, gaan ek dit vat, gaan ek dit dra, of gaan ek dit liewer by Jesus los. Ek wil sê dat mense, of dat meeste bakleierye of onenighede rondom Kersfees en familie, ja, soos wat ons nou gesê het, begin by misverstand of woorde wat net verkeerd verstaan of gehoor word. En ons kan kies om dan swaar daaroor te voel, maar wanneer jy jou fokus skuif om eerder vrede te kies, letterlik soos daai water wat jy van 'n een se rug af laat afloop, dan het jy dan gekies om nie aanstoot te vat nie en dit dan nie te dra nie. En die probleem kan eerder in liefde uitgepraat word om sodoende by vergifnis en rekonsiliasie uit te kom. Ja, en weet jy, dit is juist hoekom dit eintlik so belangrik is, want jy kan nie gee wat jy nie het nie. Voordat mens in hierdie Kersseisoen ingaan, dan moet jy al besluit, ek gaan my hart beskerm en ek gaan goeie saad in my hart saai, ek gaan liefde kies, ek gaan geduld kies en ek gaan intentioneel wees wie die Here wil hê ek moet wees vir my mense om my. Absoluut. En dan gaan ons tog in vrede loop, want in Ecclesiastes, wat Prediker, né, 10 vers 12 sê dit vir ons, the words of a wise man's mouth are gracious and win him favor, but the lips of a fool consume him. En dit is hoekom dit so belangrik is om die hele tyd te sê, Here, maar ek wil wysheid in my, en dit is hoekom mens ook, soos ek sê, jou hart moet beskerm, daai vergifnis wat jy van praat. Intentioneel te sê, luister, ek weet, ek was te nagekom, maar ek gaan kies om daai attitude te hê, wat Jesus vir ons kom wys het, want dis wat hy kom doen het vir ons. So ek gaan nie meer vervloek nie, ek wil nou kom seën, want dit is wat jy in jou hart gesaai het. En in Spreuke 15 vers 4 staan dit vir ons, a gentle tongue with its healing power is a tree of life. Wow. But willful contrariness it breaks down the spirit. En hierdie is 'n powerful skrif, nê? Jy kan letterlik met woorde iemand genees of transformeer, of jy kan verskriklike skade doen met iemand se lewe. En John Maxwell het een keer hierdie gesê, dit is vir my so oulik, hy het gesê, om die regte woorde op die verkeerde tyd te sê, dit discourage mense, hulle weet, want jy sê die verkeerde ding op verkeerde tyd, hy sê, maar as jy die regte woorde op die verkeerde tyd sê, dan maak dit mense te mekaar, want dis dalk out of its timing. Hy sê, maar die regte woorde op die regte tyd bemoedig en bou op. En dit is wat ek dink ons moet op fokus, nê? Watse woorde het ons wat kan opbou en transformeer, eerder as om, weet, net die hele tyd te sê wat jy dink, nê? En dan die volgende dingetjie wat nogal belangrik is, as mense oor hierdie goed praat is dan moet jy vir jouself vra, maar wat het ek om te gee? Want as mens regtig gaan stil sit en dink, dan moet jy 'n bietjie dink, maar wat soek ek in my familie? Wat is dit wat mense in 'n familie soek? Mens soek iemand wat jou hart kan verstaan. Iemand wat daar wees
vir jou, wat regtig in liefde met jou is, in voeling is met jou. Ek meen baie keer ook as boeties en sissies, ek seker julle almal het 'n boetie of 'n sissie nou hier om die tafel nie. En dis of julle net sekere grappies, julle hoef amper nie te praat nie, julle verstaan mekaar se taal. Ook as ek nou kyk tussen my en my sissies, daar's soveel wat ons dieselfde deurgemaak het en dieselfde voel. Ek hoef nie vir my sissies eers te verduidelik nie, hulle weet al. Dis hoe dit voel en daai kameraadskap en om te weet iemand verstaan my nie, dis baie special. Maar ongelukkig kry jy nou hierdie families en hulle is so selfgesentreerd en is meer 'n kompetisie en 'n gebraggery van my kind het nou weer dit en dit en dit en is meer oor wie's beter as die ander een of hulle is koud of hulle is die hele tyd sarkasties. Ek weet nie hoe doen vir sekere gesinne dit nie. Dan het hulle hierdie halwe sin vir humor, maar dis half so afbreekend. Daai ding is vir my nooit oukei nie en ek beklei altyd so met my seuns as hulle so beginne wild raak met mekaar, maar hulle het ook 'n sekere taal wat hulle seker maar sekere gesinne is dit letterlik soos 'n landmyn wat jy ingaan en jy moet net so pas op wat jy waar sê. En ons kan nie altyd noodwendig ons familie kies nie. Maar dis hoekom dit so belangrik is dat ons moet kies wat beleek in myself. Dalk het jy nou is 'n familie en jy het seer gekry en daar is dinge wat nie so lekker is nie. Miskien was jou ouers in deur 'n egskeiding wat jou pa het jou ma verneek en daar's hierdie hele wit olifant in die kamer en dis moeilike omstandighede en hoe mense dit hanteer. Maar hoor bietjie wat sê Spreuke 10 vers 11 van 11 en 12. The mouth of the uncompromisingly righteous man is a well of life, but the mouth of the wicked conceals violence. Hatred stirs up contentions, but love covers all transgressions. Ja, Lisel, ek moet vir jou sê ek dink altyd as ek praat of as ek met iemand omgaan is om te sê wat wil ek wees? Wil ek 'n life giver wees of wil ek iets vat van daai persoon? Wil ek dit vat van die lewe vat uit die persoon uit? En ek dink as mens kies om in lewe te praat, dan bou dit jou verhoudings en dit maak die geleentheid vir almal spesiaal. Ek het hier 'n paar punte. Wat kies jy om vir ander te gee? Wil jy opboude? Ek wil die ander opbou. Ek wil my familielede opbou. Ek wil 'n plek hê waar hulle emosioneel veilig kan voel. Waar ek met jou iets kan deel, waar ons iets kan deel en ek weet ek's veilig by jou. Ek wil ander help om te groei. Ek wil vrede kies. Ek wil kies vrede. As daar's mos nou altyd 'n ou tannetjie of 'n ou maatjie of iets of wat 'n steekie wil gee. O ja, jy kry dit oral. So jy kan kies om die tannie aan te vat of om stil te bly en vrede te gee. Vrede te hê in daai oomblik, want wat gaan dit verskil maak? En kindness, daar's in kindness met mense om te gaan en om dan ook hoop te gee vir ander. So ek dink dit is vir my baie belangrik om te sê wat is jy? As jy life giver, hoe gaan jy om met mense? Hoe gaan jy om met jou familie? Of wil ek 'n life taker wees? Ja, dit is vir my baie belangrik. Ja, Nadia, dit is so waar, want jou woorde kan letterlik iemand soos ek sê transformeer of aanmoedig om 'n beter weergawe te word van wat hy was. Ja. En dis wat ons altyd moet sê, okay, jy belê in jouself want jy wil in ander mense belê, nê? So ons moet die heeltyd daai en weer eens, ons is almal Christene, nê? So ons moet onsself volmaak met daai lewende water wat Johannes 7 vers 38 vir ons sê, "He who believes in me, who cleaves to and trusts in me and rely on me, as the scripture has said, from his innermost being shall flow continuously springs of rivers of living waters." So ons moet daai lewende water wees vir die mense om ons. Ag, dit is absoluut so mooi prentjie om te hê hierdie fontein voor jou. Ek het nou genoem dat Kersfees nou nie regtig vir ons gaan oor wat jy ontvang nie. Dit is eintlik mos nou lekker om eerder te gee as om altyd te kry. Maar soos wat nou hier genoem is, dit gaan eerder oor wat deur my vloei, nê? Mense onthou
wat die hart van vol is loop die mond van oor, en jy het nou gesê self van wat jy eerstens in jouself belê voordat jy dit na ander toe kan vat. So as ek gevul is met Jesus, dan kan ek nie anders as om sy lewe, sy liefde en sy vrede uit my te laat vloei nie. Selfs dan nou om ons familietafels vandag en môre, waar daar gewoonlik of waar daar miskien spanning was of is, en soos wat Nadia ook gesê het, mens moet streef om 'n life giver te wees. Om 'n fontein te wees, né, en nie 'n drei nie. Want 'n fontein bring verfrissing, dis verfris, dit gee nuwe lewe, dit maak ander nuut, en 'n drein trek af, dit vergiftig met absolute negatiewe woorde, en is uitputtend. Jy voel gedrein, Nee? as jy met iemand omgegaan het wat die lewe uit jou uitgevat het. Joh, dit is so waar daai. En dit is nou presies, ons gaan 'n bietjie 'n breek vat, en dis iets om aan te dink. Is jy 'n fontein wat lewe gee, of is jy 'n druin? En dis regtig iets wat ons moet aan dink kan. Mag ons vandag lewende water wees. Mag ons vandag woorde spreek en saam celebrate die mooi. Al het jy nie 'n mooi jaar gehad nie, dalk was dit vir jou 'n moeilike jaar. Maar nou saam te sê, luister, maar ek celebrate saam met jou want ek is lief vir jou en ek is bly vir dit wat jy het en die mense om jou. Ons gaan so vinnige breek vat en dan gaan ons nou weer terugkom en dan gaan ons 'n bietjie praat om te groei en aan jouself te werk, om lief te word ook vir jouself en aanvaarding, jouself te aanvaar net so jy is. So ons is nou weer terug. Welkom terug julle, ons kuier nou vreeslik lekker, ons klomp dames, en ja, ek hoop julle het net 'n wonderlike, lekker feesmaal vanaand, waar julle net saam met julle families kan geniet. Ons praat nou 'n bietjie oor die volgende aspek, as dit kom by ware geluk, en dit is om te leer om te groei, tot 'n punt waar jy ook kan leer om jouself lief te kan hê. Kyk, dit is nie altyd lekker om gedruk te word uit jou comfort zone uit nie, maar dis baie keer presies daar waar mens groei en dan begin jy ook te leer ken wie is jy en wie is jy veronderstel om te wees. So soms is mens so stuck in your ways en dis baie moeilik om aan te beweeg en aanpassings te doen, maar almal van ons moet op 'n plek kom wat ons dit in ons lewe doen. O ja, Lisel, dit is definitief waar. As ek vir julle 'n bietjie van my storie kan vertel. Ek dink 'n egskeiding is vir enige iemand swaar, maar dit is sekerlik die een plek waar enige iemand geforseer word om regtig uit hulle comfort zone uit te gaan, want alles verander om jou. In die proses van my egskeiding het ek na 12 jaar wat ek 'n huismamma was, weer teruggegaan en vir die eerste keer gaan werk, maar ook in 'n heeltemal 'n nuwe werksomgewing waar ek moet klas gee vir studente. En ek kan eerlikwaar sê, baie aande het ek nie geslaap nie en voor die voete van die Here gaan sit en gevra, asseblief Here, hierdie praat van aanpas, gesukkel om in my skoene in te pas. En bietjie gesqueeze en gedruk, maar deur dit het ek regtig, kan ek vandag sê, na 2,5 jaar wat ek al klas gee, ek het my roeping gevind. Wow. En ek is ongelooflik dankbaar teenoor die Here vir die moeilike gedeeltes. Ek sal dit nie oor enigiemand spreek nie, maar die moeilike gedeeltes is regtig baie keer waar jy nie anders kan nie, maar gedwing word om naak voor die Here te staan. En waar jy moet sê, wat dink ek oor myself en hoe aanvaar ek myself en hoe ek myself kan verander om in my roeping te staan. En dit kan net deur die inspraak van die Heilige Gees gedoen word. So vir my was dit absoluut belangrik en dit is eintlik iets wat ek vir enige iemand kan aanbeveel wat deur verandering gaan. Dit kan 'n egskeiding wees, dit kan die afsterwe wees van iemand naby jou, dit kan veranderings wees in jou gesins- of familiedinamiek, maar daar waar jy veranderinge aanvaar of ervaar, aanvaar heel eers wie jy is en laat toe, deur die inspraak van die Heilige Gees, dat die Here jou lei op jou roeping. Want as jy jou roeping uitleef en selfs jou roeping binne jou familie, as jy dit kan uitleef, dan is dit daai eerste stappe na ware vrede en vreugde toe.
Jene, Lizzie, en ek moet sê nie, ek bewonder jou nie. As ek kyk ook wat jy moes deurmaak, en as mens nou kyk 'n jaar, 2 jaar terug, en wat die Here kom doen het, en dit is my so mooi verhaal van hoe die Here redeem, nê? En hoe hy dinge opkeer, maar wat jy was bereid om uit die boot uit te klim. Dit was nie maklik nie. Dit was, en dis hoekom ek haal my hoed af vir jou, vir dit wat jy gedoen het. En dit is vir my so mooi storie van hoe die Here kom en in die moeilike seisoen, ons het so rukkie terug 'n bietjie gepraat oor moeilike seasons, hoe die Here so mooi daar uitgebring het, nê? En hoe jy nou blom in dit wat jy doen. Ag, dit is lieflik. Net die Here se genade, net die Here se genade. Maar as mens so kyk, nê, as mens nie dink 'n jaar terug, waar was mens, nê? En as jy nie anders is nie, dan wil ek sê, what happened? Want almal van ons moet groei, nê? Maar as mens praat nou van ware geluk, nê, om jouself te aanvaar en te leer om jouself lief te hê, is so 'n belangrike aspek as dit kom by ware geluk, want elkeen van ons het ander gawes, het ander talente en 'n ander roeping, en dis jou verantwoordelikheid om dit te gaan soek en dit te ontwikkel, want as jy dit nie gaan doen nie, en jy weet nie wie jy veronderstel is om te wees nie, dan gaan jy altyd net 'n tweedehandse weergawe wees van wie jy werklik moet wees, en dit gaan 'n invloed hê in hoe jy ander mense hanteer. Ek dink graag terug aan toe my kinders klein was, het ek graag vir 'n storie gelees van Puck en Halsey. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Van Max Lucado. Die een het balle, die ander het bokse en die ander het weer stickers gehad. Ek weet nie, dit was oulikste mannetjies, die ou hout mannetjies. En dit was vir my altyd die waardevolste lessies wat dit was 'n kinderstorie, maar ek het dit vir myself, dit was vir myself so spesiaal gewees en iets beteken. Dit vir die wat nie weet nie, het gegaan oor ou Puck en Halsey wat hulle was 'n klomp, hulle was wemels. Ek dink hulle het 'n wemels of iets nie. Nou goed. Hout, hulle is van al die enetjies van verskillende hout gemaak. Die een is van goeie hout gemaak en daai een is van wilgerhout gemaak, en so het dit aangegaan, en soos wat hulle deur die strate geloop het en geleef het, was daar heeltyd mense wat ander wemelmannetjies wat kolletjies op hulle geplak het. En die kolle het gesit. So dit het nou gesê, hoe meer kolle jy het, hoe slegter is jy, maar daar was een wemelsdogtertjie gewees. Ek kan nie eens haar naam onthou nie, maar haar kolle het nooit gestiek nie. En toe het Puck en Halsey eendag vir gevra, maar wat is jou geheim? Vertel vir my jou geheim. Sy sê, ek gaan jou saam na Eli toe vat. So het sy hom saam na Eli toe gevat. En dit was die mees wonderlikste lessies wat jy daar kan leer oor hoe om jouself te aanvaar. So Eli is natuurlik God, ons Vader. So eerstens het Eli vir Puck en Halsey gesê, jou waarde kom nie van mense af nie. Jy moet dit altyd onthou. Jou waarde kom nie van mense af nie. God het jou uniek geskep. Daar is nie 'n ander Lizelle of 'n Jackie of 'n Lizzie nie. Elkeen van ons is uniek geskep. Eksterne oordeel bepaal nie wie jy is nie. Dit maak nie saak wat ander mense van jou dink nie. As jy naby aan jou maker leef, val al die gomme af. So al die kolletjies val af, al die goed wat jy dink belangrik is en wat 'n impak het op hoe jy jouself aanvaar, is nie belangrik nie. Dit gaan op die einde oor God se liefde wat belangrik is en dat jy sy kind is en dat jy spesiaal is. En ek dink as mens elke nou en dan reflekteer en terugkyk op daai waarde, is dat jy's uniek geskep. Waarde kom nie van ander mense af nie. Eksterne goed bepaal nie wie jy is nie. Of jy ryk of arm of dom of slim of wat ook al is, dit maak nie saak nie. Dit gaan oor waar is jy in jou verhouding met God, en dan kan jy totaal en al jouself aanvaar vir wie jy is. Dit is nie wat saak maak. Dit is wat saak maak op die einde van die dag. God se liefde en dat jy sy kind is. En weet jy, dit staan vir ons hier, so hoor net hierdie skrif, Filippense 4 vers 19. And my God will liberally supply, fill to the full, your every need according to his riches in Christ Jesus. So die Here gee vir ons alles wat ons nodig het om te wees en te word wie hy wil hê
ons moet wees. So ons is nie in kompetisie met mekaar nie en ons hoef glad nie die hele tyd te wat het jy ek nie, want elkeen van ons is uniek. Ja, nee, julle, dit is darm al lelik as mense in kompetisie is met mekaar en kompeterend is op 'n lelike manier en nie vir mekaar 'n plekjie in die son gun nie. Ja, dit wat julle nou genoem het en is ook veral so toepaslik op vandag en hierdie Kerstyd waarin ons is. Waar mense hulle self en hulle tafels konstant vergelyk, nê? Ons is regtig nie bedoel om dieselfde te wees nie, soos wat jy nou genoem het met ou Pikkenholsie en al die oud mannetjies. Dit het my nou ver teruggevat. Maar ons geskenke en ons persoonlikhede en rolle, ons is deel van 'n liggaam in Christus. Ons almal is gemaak om 'n spesifieke funksie of 'n roeping op aarde te vervul. En ons moet verskil, dit is ons gemaak is. Ja. En ek dink wanneer ons dit verstaan, hoef ek nie myself met ander te meet of te vergelyk nie. Want God voorsien vir my, as jy net gaan kyk hoe geseënd is jy, met die dinge wat die Here vir jou doen en vir jou gesin. En ek praat nie nou van materialistiese dinge nie, maar emosionele goed en geestelike sake. En Lisel, daai vers, Filippense 4 vers 19, dit herinner my dat God weet wat ons nodig het, nie net wat ons wil hê nie, né? Daar's 'n verskil tussen ons needs en ons wants. Maar om nou terug te kom by ons Kerstyd, baie mense dink ek voel hulle skiet tekort, of dit nou finansiëel is of emosioneel. Maar rondom Kersfees sien ons maklik ander se glans, hulle gesinne, hulle geskenke en vakansies. En so begin ons sommiges van ons dalk onbewustelik vergelyk. Maar Jesus, ons moet net onthou, hy was in 'n paleis gebore nie. Ja. Ag, die Here se upside down kingdom bly net vir my iets godlies. Dit is net iets wat nie die wêreld van vandag verstaan dit nie. Jesus het in 'n stal gekom lê in 'n krippie om vir ons te kom wys dat waardigheid en vrede nie afhanklik is van ons omstandighede nie, maar identiteit, wie ons is in hom, soos wat ek nou vinnig genoem het. So, ons hoef nie te kompeteer om raak gesien te word nie, want ons is reeds gekies en geliefd en ons is reeds genoeg. Maar wanneer ons dit dan glo, dan verdwyn die druk sommer outomaties om te vergelyk of te kompeteer. En ek kan dan ophou, soos ek nou gesê het, om te vergelyk, maar dan begin om die mooi en die lekker rondom my raak te sien en saam met geliefdes te kan vier. Al is dit nou nie 'n tafel wat prentjie mooi is nie, of uit 'n tydskrif uitkom nie. Maar ons, dit maak nie saak geskenke of nie geskenke nie, maar ons het almal dieselfde Vader en Jesus as geskenk gekry. En ek dink vir my is dit waarlik wat Kersfees vrede bring. Dit is so waar, en wat vir my nou so amazing was wat jy nou sê van die stal, want weet jy wat, dis in die eenvoud, wanneer dinge minder gekompliseerd is, dis wanneer mens eintlik ware vreugde kry. Dis nie hierdie over the top, laddie daar, wie koop die beste geskenk nie. So dis hoekom dit so belangrik en so, ons moet op 'n plek kom waar ons deur maar ons teleurstellings, ons seer en ons verwerping kan werk, sodat ons by genesing kan uitkom. Sodat ons net weer kan leer, wat is werklik belangrik, en om te leer wie jy is, waarvoor jy staan, en ook waarvoor jy nie hoef te staan nie. Want dan gaan die vrede begin kom, wanneer jy self aanvaar, maar dit gaan ook baie keer van, ons moet ander mense vergewe, maar baie keer is dit ook jy moet deur jou eie vergifnis werk. Ja, vergifnis is 'n groot ding. Ek dink, verwerping is iets wat ek dink almal op een of ander tyd, op een of ander manier ervaar. En baie keer is dit in jou huwelik, baie keer is dit in jou gesin, baie keer is dit in jou familie, baie keer is dit in jou vriendekring of selfs in jou werksomgewing. Ons almal ervaar 'n mate van verwerping en dan kan dit maklik wees dat ons sukkel om ander te vergewe, maar dat ons nie besef dat die beginpunt eintlik daar lê, dat ons onsself moet vergewe nie. En die slegte keuses wat ons maak. Keuses het ongelukkig gevolge, maar jy moet leer om jouself te vergewe, sodat jy in daai proses ook ander kan vergewe. En ook te weet,
ons almal moet poog om al hoe meer soos Jesus te wees. Die geboorte van Christus wat ons môre gaan vier, is weer 'n bevestiging van die feit dat ons almal wil streef om soos Jesus te wees. Ons is nog nie daar nie. Ja, ons sal aanhou om te streef, maar selfs al maak ons verkeerde keuses, vergewe ons onsself, want deur sy geboorte en afsterwe het hy ook ons almal in die proses vergewe. Dit is so mooi, Lizzie, en die groot ding is ook, dat mens net moet besef, dat jy moet op 'n punt kom wat hier net vir jou realiteit is, want om by regte ware gelukheid te kom, is wanneer mens in die rus van die Here begin inbeweeg. En dit is wanneer jy, want baie keer dan doen jy goed soos wat jy sê, en dan is daar skaam, of daar's veroordeling, en dan tree jy op 'n sekere manier op, en dan maak dit mense oefenet, en dan doen hulle weer goed, en ons het hierdie bose kringloop, en dis hoekom, laat hierdie goed gaan, en gaan in God se rus, en ek wil net vir ons 'n stukkie lees, en die hele Hebreërs 3 en Hebreërs 4 praat van dit, maar ek wil 2 spesifieke versies net daar uithaal, en ek wil Hebreërs 3 vers 15 eers vir ons lees. Then while it is still called today, if you would hear his voice, and then you hear it, do not harden your heart as in the rebellion in the desert where the people provoked and irritated and embittered God against them. En dis daai hele ding van, joh, hulle was hardkoppig, daai mense, en dan dink ek, julle het dit so aan julle self gedoen, want julle harte was verhard, en hy gaan verder in vers 19. So we see that they were not able to enter into his rest because of their unwillingness to adhere to and trust in and rely on God. Unbelief had shut them out. En mag ons in hierdie tyd, miskien is jou verhouding nie so lekker met die Here nie, want dalk het jy seer gekry, en dalk is jy kwaad vir die Here, en dalk is dit iets wat jou familie iets aan jou gedoen het, of wat ook al, maar baie keer, dan is dit juist die rede hoekom ons nie kan rus hê nie, en mag ons in hierdie Kersseisoen net weer by die rus van die Here uitkom. Mag ons hardkoppigheid en ons trots net neerlê, om net weer te kan rus. Ja, Lizel, ek dink julle sal saam met my stem, waar jy hardkoppig is en waar trots is, kan jy net nie God se vrede ervaar nie. Daar is net nie dit nie. En ons praat nie van ek is trots op Boetie wat gewen het 2005 nie. Daai trots om te sê, maar miskien was ek nou verkeerd. Miskien is ek nie op die regte pad nie. Miskien miskien doen ek verkeerd. Waar trots en hoogmoed en hardkoppigheid loop hand aan hand saam. Dit loop hand in hand saam. En dit lei daartoe dat jy jou eie plan volg en nie die plan wat God vir jou het volg nie. Dit bring vernietiging en dit lei jou weg van die waarheid, van die lig, van wat hoe jy regtig moet wees en moet lewe. In Spreuke 11 vers 2 staan daar, waar trots inkom, kom skande, maar by nederigheid is daar wysheid. So dis 'n wortel van baie ander sondes, is hardkoppigheid en trots. Jy raak blind vir jou eie foute, en ek dink almal van ons ken dit, en baie keer is jy self ook hardkoppig, dat jy nie mooi wil jou aandele in die hele situasie wil besef of erken nie. En dit sny ons af van genade, en God roep ons om nederig te wees, en afhanklik by hom, met 'n sagte leerbare hart te wees, en dit bring vrede op die einde van die dag. Nederigheid, afhanklikheid van God. Ja, en weet jy, rus in die Here beteken dat jy eintlik vrede najaag, eerder as om alles en almal om jou te probeer beheer. En dit beteken dat jy eenheid en harmonie najaag, eerder as om net jou eie ding te doen. En dit is 'n atmosfeer wat jy skep, waar mense veilig voel en gemaklik voel. So die vraag wat ek ook wil vra vir jou is, watse tipe atmosfeer skep jy in hierdie Kersseisoen? Jackie, is daar so laaste dingetjie wat jy nog wil byvoeg oor dit wat ons nou oor gepraat het? Beslis gaan vinnig nog ietsie noem. Ons het nou oor soveel aspekte gepraat, vergelyking, kompetisie, hardkoppigheid en trots en beheer. Maar nou kom die rus en die vrede wat volg as ons hierdie dinge laat gaan en beheer ook laat gaan. Daar's regtig 'n verskil tussen
al hierdie dinge in vrede, veral beheer. As jy in beheer is, dan dink jy het vrede, maar dis 'n valse vrede. Definitief. Want jy probeer beheer en probeer dinge laat uitwerk soos jy dink dit moet, en dit voel vir jou soos vrede, maar dit is die teenoorgestelde. Die ironie skree eintlik uit hier. Maar ware vrede beteken, ek vertrou dat God in beheer is, selfs al is ons nie perfek nie, en ons familie nie perfek nie, en alles rondom die Kersfeespartytjie. Psalm 46 vers 10 kom net gou by my op, wat God sê, be still and know that I am God. So spesifiek in die konteks met al die dinge en beheer. Om vrede na te jaag beteken dit dus nie ons hoef net passief te wees nie. Ons kan aktief wees en 'n keuse maak om vrede te gaan saai. En selfs ook wanneer ek juis nie in beheer voel nie, en oor ander is nie. En dan wil ek net vinnig kom by die atmosfeer wat ons kan skep. Want tydens Kersfees met almal se families en vriende wat bymekaar kom, almal kom uit verskillende agtergronde uit, en daar's verskillende persoonlikhede skielik bymekaar, en dis maklike tyd om te probeer te wil beheer en te stres en alles wil laat perfek verloop, maar die mooiste geskenk wat ons kan bring is 'n vreedsame en 'n liefdevolle atmosfeer. So ja, kom ons besluit om hierdie Kersfees eerder vrede as perfeksie na te jaag, en ek wil hê dat die mense om my tafel gemaklik moet voel, geliefd en geaanvaar moet wees of voel, want juist dan ervaar ons almal iets van Jesus. En ek dink ook dit is net 'n manier om Kersfees prakties te kan uitleef, deur die dinge nie te probeer reghou nie, maar deur mense veilig te laat voel in ons liefde. Joe, dit is so waar. Lizzie, wil jy vir ons ook nog so laaste dingetjie voordat ons weer 'n breek vat? Yes. Ek dink om in die rus van die Here in te gaan, is om te begin deur altyd uit dankbaarheid te leef. Want as jy uit dankbaarheid leef, dan val jou fokus nie meer op wat ander het, en wat jy alles het of nie het nie, maar dat jy die een ken wat alles gemaak het en in stand hou. En as jy daarop kan fokus en dankbaarheid hê, dan vat dit daai angel uit van vergelyking en trots. En ek dink dit is 'n manier om regtig ware vrede te hê. En dit beteken nie om rus te hê dat jy die hele tyd lag en net, jy weet, maak asof daar niks is, en maak asof niemand jou irriteer om jou kerstafel nie, maar om te sê, ek is nog steeds dankbaar vir daai persoon. Daar is nog steeds iets in hierdie familielid, in hierdie vriend, in hierdie kind van my, tienerkind wat my teen die mure opdryf, waarvoor ek kan dankbaar wees. Ja, dit is so 'n belangrike aspek wat jy nou noem, want dit is juis as mens, nou het jy daai persoon wat jou so irriteer, en dit doen en dat doen, en nou naderhand sien jy nie die fout raak, net vir 'n oomblik jouself terug te hou, en te sê, maar kom ek soek die mooi in hom, en kom ek waardeer dit wat hulle eintlik kan doen, en weet jy ook op 'n tyd net mense te aanvaar, vir wat hulle is, en net te sê, weet jy, I'm gonna slide this one. Ons gaan so 'n vinnige breek vat, en dan gaan ek gou-gou vir julle net 'n paar beginsels noem, van wat jy doen as jy weer in 'n situasie kom waar daar 'n bietjie moeilikheid is, en hoe jy dit moet sien. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek wil so 'n paar beginsels met julle deel. Wanneer jy weer in 'n ongemaklike situasie is, onthou net hierdie beginsels. So as iets jou irriteer, is dit besig om jou te leer om geduldig te wees. Wanneer iemand jou afsny of verwerp, leer dit jou om jou vertroue nie in mense te sit nie, maar te weet dat mense jou wel gaan teleurstel en eerder jou vertroue in die Here te plaas. Wanneer iets jou kwaad maak, leer dit jou hoe om te vergewe en ook weer eens om vir ander mense empatie te wys en vergifnis te gee nadat hulle iets aan mens gedoen het. Aan die ander kant leer dit jou ook hoe dit voel wanneer iemand jou te na kom en dit ook nie aan ander te doen nie. Enige iets wat jou wil beheer, leer jou hoe om jou autoriteit in die Here terug te neem en op te staan teen mishandeling. Enige iets wat jou vrees laat voel dat jy vreesagtig is, leer jou om op te staan ten spyte van die vrees en hoe om in oorwinning
op te staan. Alles wat jy nie kan beheer nie, leer jou juis om dit vir die Here te gee en jou vertroue in die Here te bou. So alles in die lewe leer jou iets, tot die moeilike mense wat jy soms om jou het. So kom ons praat 'n bietjie oor die paar beginsels wat ons die laaste paar weke nou in Desember oor gepraat het van wat ware geluk is. So eerstens, ware geluk is 'n gawe van die Here en dit word geaktiveer as jy in gehoorsaamheid wandel met dankbaarheid. Tweedens, jy kan net waarlik vry en gelukkig wees as jy geleer het om aanpasbaar te wees en te groei uit uitdagende situasies. Nommer 4. Lees jou seisoene en beweeg saam met dit wat die Here vir jou instoor het. Nommer 4. Action without aim leads to exhaustion. So lewe doelgerig met 'n visie en 'n doel. Nommer 5. Jy kan nie alles vir almal wees nie. Weet wie God jou geroep het om te wees en wie jy veronderstel is om te wees. En dan is ons by nommer 6. Wat spreek jy oor jouself en wat spreek jy oor ander mense? Lewe en dood is in die mag van die tong. Jy skep letterlik jou realiteit met jou woorde. En dan moet jy tevrede wees met die vrug wat jy gesaai het. Nommer 7. Wanneer jy jouself kan aanvaar wie die Here jou gemaak het om te wees, dan kom ware geluk, want dan weet jy wie jy veronderstel is om te wees. Dit maak jou vry van al die verwagtinge wat jy nog die heeltyd gevoel het ander van jou het. En veral as jy die heeltyd aanvaarding soek by ander mense, weet jy waar jy aanvaarding gaan kry. Nommer 8. Kom uit jou comfort zone. Moenie dat vrees jou terughou of enige teleurstellings nie. Hoor bietjie wat sê Filippense 4 en ek gaan vir ons lees vers 6 tot 7. Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, a divine request, with thanksgiving, continue to make your wants known to God. And God's peace that shall be yours, that tranquil state of its soul, assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot, of what sort that is, that peace, which transcends all understanding, shall garrison and mount God over your heart and mind in Christ Jesus. En dan die laaste punt wat ons gepraat het oor is lewe in die rus en in die vrede van die Here. En in alles wat jy doen, jaag daai vrede na. Ons gaan net vir so laaste breek vat en dan gaan ons net afeindig met vanoggend se program. Ons is nou weer terug. Julle, dit was nou so lekker om vanoggend saam met julle te kon kuier op hierdie oujaarsaand, wat nou mens dit nou, Kersaand, en ons gaan net 'n bietjie, wat is 'n laaste dingetjie wat jy wil noem, Jackie? Ag julle, alles wat nou deur ons klomp vanoggend genoem is en gepraat is waarlik punte wat ek ter harte kan neem. Mag elkeen van ons se Kersfees vol van Jesus liefde wees en mag ons hierdie klein jakkalsies waar ons nou gepraat en by die naam genoem het vanoggend nie toelaat om ons beste tye en die wingerders waarvan hulle praat net te kom deur mekaar krap nie. Dankie Jackie. Lizzie, wat wil jy sê? Ek kan net sê wat 'n wonderlike spesiale oggend om so oor Kersfees so met sulke mooi pragtige vrouens te gesels. Dit was my groot voorreg. Maar al wat ek kan sê is mag God sy volmaakte vrede wat begin met die geboorte van Jesus jou en jou familie opnuut kom ontmoet en mag dit jou volg vir elke dag wat in jou pad voorlê. Beautiful. Nadia. Dit was 'n heerlike oggend en 'n lekker kuiertjie saam met julle en daar's 3 goedjies wat vir my uitgestaan het wat ek dink ons moet saamneem is lewe met 'n dankbare hart
en 'n dankbare hart op Kersdag ook. Spreek lewe. En wanneer jy omgaan met ander, doen dit in kindness. En dan mag elkeen die luisteraars en almal hier om die tafel vandag ook Jesus se vrede ervaar oor Kerstyd. Ag julle, ek wil ook net sê, mag hierdie Kersfees vir jou en jou gesin net omvou met die mooiste herinneringe en goddelike liefde. En mag sy vrede en sy geluk jou vul en lei na ware geluk. En dan wil ek net vir ons lees in Psalm 23 vers 6. Surely, or only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life, and through the length of my days, the house of the Lord, and in his presence shall be my dwelling place. En mag dit vir jou ook 'n dwelling place wees, en mag julle net die vrede van die Here ervaar met hierdie wonderlike Kersseisoen. So kom ons bid net gou-gou 'n bietjie saam. Ons maak ons oogies toe en ek gaan net saam met julle bid vir 'n geseënde Kersdag. Dankie Here dat ek net elke luisteraar kan opdra na U toe. Here, U weet waar's elkeen op hierdie oomblik. Miskien is daar iemand wat alleen is, of iemand wat hartseer is, of iemand wat iets verloor het en dis vir hulle eintlik 'n bittersoet dag. Here, ek bid dat U nou deur die Gees sal kom en net daai individu sal omvou met liefde, vrede en met U teenwoordigheid. Jesus, dankie vir dit wat U gedoen het vir ons en dat ons weet U was gebore sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Mag ons dit ervaar en mag ons die liefde en die vrede en net die teenwoordigheid ervaar in hierdie oomblikke waar ons het saam as familie met, waar ons luister na Kersliedjies en saam 'n ete geniet. Mag ons net U teenwoordigheid ervaar. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ag, dankie dat julle vanoggend saam gekuier het. Kom loer weer volgende week en glo dit of nie, volgende week is ons amper aan die begin van 'n nuwe jaar. Kan jy dit glo? 2025 is verby amper. Ja. So volgende week gaan ons 'n bietjie praat, 'n nuwe jaar, 'n nuwe begin. En dan gaan ons 'n bietjie begin met 'n nuwe reeks waar ons gaan praat oor doelstelling en hoe om hierdie jaar daai doele wat jy so stel aan die begin van die jaar, hoe om dit te bewerkstellig en hoe om dit te stel en ook saam met die Here nuwe visie, nuwe drome, nuwe hoop te kan bou. Ons sien julle weer ek sien julle volgende week, maar totsiens aan julle almal. Dit was lekker om saam met julle 3 dames te kuier. Totsiens. Dankie Bye. Lisel. Bye. Bye.